Die getuienis. Beginsels tot geestelike groei. Shalom. Vandag is ons by deel 7 en ons gesels oor drome en visioene. Die Here gebruik drome om met ons te praat. My drome het begin net nadat ek groot gedoop was. Ek het aan die begin nie besef dis die Here wat met my praat nie. Aan die begin het ek nie my drome en my visioene verstaan nie, maar met tyd het ek dit geleer. Ek onthou nog so goed, toe ek een keer gedroom het van slange en mense om my, het ek daai oggend opgestaan en ek was baie bekommerd oor wat ek gedroom het. Dit het my eintlik regtig ontstel en ek het nie geweet wat hierdie droom vir my beteken nie. Ek het net geweet, dit is nie 'n goeie droom gewees nie. Ek het vir die Here gevra of hy vir my die uitleg daarvan kon gee en net daarna het ek skrif gekry. Dit was vir my so inspirerend dat ek die uitleg in die woord van die Here kon kry. Ek het besef dit was 'n waarskuwing gewees en ek kon daarteen gebid het. Dit was nie lank daarna nie dat die mense wat in my droom was my met woorde aangeval het, maar omdat die Here my in 'n droom gewaarsku het en ek daarteen kon gebid het hulle woorde my nie seer gemaak nie. Net soos die woord in 2 Timoteus 3 vers 16 vir ons 'n inspirasie en instruksie is, aanwysings gee, ons teregwys of ons onderrig, so word drome ook uitgelê. Ons drome kan of 'n bemoediging en 'n belofte wees oor wat die Here vir ons beplan. Hy kan of vir ons 'n instruksie gee oor 'n sekere situasie. Hy kan vir ons 'n waarskuwing of selfs teregwysing gee oor 'n saak, of die Here wil ons iets leer en 'n openbaring gee deur ons drome. Ek kan vandag vir julle verskeie skrifte gee oor drome in die Bybel om jou so 'n bietjie te help om drome meer te verstaan. Kom ons kyk hoe klink 'n openbaringsdroom in die Bybel. In Genesis 41 vers 1 tot 4 staan daar: 2 jaar later het Farao gedroom, hy staan langs die Nylrivier. Hy sien hoe 7 mooi vet koeie uit die water kom en in die gras begin wei. Toe kom daar 7 ander koeie uit die water uit, maar hulle was lelik en baie maar. Hulle het by die vet koeie gaan staan. Die maar lelike koeie vreet toe die mooi vetes op. Toe het Farao wakker geskrik. In hierdie droom het die Here vir Josef gebruik om vir Farao se droom uit te lê en Josef het vir hom vertel dat dit 7 jaar hongersnood gaan wees. Hierdie was 'n openbaring wat die Here vir Farao gegee het sodat hy kon voorbereiding doen vir die hongersnood. Hier volg 'n beloftesdroom en dis hoe dit klink in die Bybel. In Genesis 28 vers 10 tot 14 Jakob is van Beersheba af weg en net na Haran toe vertrek. Teen sononder kom hy by 'n geskikte plek aan waar hy kon oornag. Hy neem toe een van die klippe van die plek en sit dit by sy kop neer. Toe gaan lê hy om te slaap. Die nag droom hy dat hy 'n leer sien wat op die aarde staan met die bopunt in die hemel. Engele van God het daarmee op en af geklim. Die Here het aan die bokant van die leer gestaan en vir hom gesê: Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham en die God van Isak. Die grond waarop jy lê, gee ek vir jou en jou nageslag. Jou nageslag sal so baie wees soos die stof van die aarde. Hulle sal versprei na die ooste en na die weste en na die noorde en die suide. Al die mense op die aarde sal deur middel van jou nageslag geseën wees. Wow, wat 'n fantastiese droom is hierdie nie vir Jakob wat die Here aan hom gegee het. Dis 'n belofte wat die Here aan Jakob daai nag gegee het in 'n droom. Die Here is so lief vir ons dat hy selfs in 'n droom vir ons sal waarsku oor 'n situasie. En dit lees ons in Matteus 2 vers 13 tot 14, wat staan: Na die vertrek van die sterrekundiges verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê: Staan op en vlug met die kindjie en sy ma na Egipte toe. Bly daar tot ek vir jou sê om terug te kom, want Herodes gaan die kindjie probeer doodmaak. Josef het toe opgestaan en nog daardie selfde nag met die kindjie na sy ma na Egipte toe vertrek. Baie keer met 'n waarskuwingsdroom gee die Here vir ons 'n instruksie ook, net soos wat hy hier aan Josef gegee het. Partykeer is dit net dat ons daarop moet reageer en partykeer is dit dat ons moet bid teen 'n aanval wat die Here vir ons waarsku teen. Dan kry ons 'n instruksiedroom. Dit is baie lekker. Instruksiedroom sien ons in Genesis 31 vers 10 tot 13. Gedurende die paartyd het ek 'n droom gehad en gesien dat die bokramme wat die ooe dek, gestreep, bont en gevlek was. In my droom sê die engel van God vir my: Jakob, ek het geantwoord: Ja, hier is ek. Die engel sê toe: Let op en jy sal sien, net die gestreepte, bont en gevlekte ramme dek die ooe in die trop.
want ek het alles gesien wat Laban aan jou gedoen het. Ek is die God wat jy ontmoet het by Bethel, die plek waar jy die olie op die klippilare uitgegooi het en 'n eed geneem het dat jy my sal dien. Maak klaar om hierdie land te verlaat en na jou geboorteland toe te gaan. Hier het die Here vir Jakob 'n instruksie gegee dat hy moet opstaan en na die geboorteland toe moes gaan. Net soos elkeen in die Bybel die uitleg van hulle drome gekry het, kan ons ook die Here vra wat ons drome beteken en die uitleg daarvan kry. Ek het ook geleer dat Google nie 'n goeie hulpbron is om drome uit te lê nie, omdat daar soveel baie valse inligting is en inligting is wat jy kan kry. Ek kan julle net so 'n paar drome van my eie deel, sodat julle kan verstaan wat my eie drome beteken het en hoe ek dit uitgelê het. Ek het die eendag 'n droom gehad van 'n kind wat Astros in 'n winkel steel. Ek het na haar gekyk en vir haar gesê sy moenie die Astros steel nie, ek sal dit vir haar koop. Maar sy het na my toe gedraai en amper half hard gesê en hy het haar Rebecca genoem. Hy het haar Rebecca genoem en ek het wakker geword. Ek het dadelik geweet, hierdie boodskap was baie ernstig, want sy het dit baie duidelik gemaak oor die naam Rebecca. Eers het ek gegaan en ek het gedink, kom ons gaan kyk wat sê Google oor Rebecca. En ek het gaan Google en daar het verskriklike snaakse goed opgekom, snaakse betekenisse en ek het dadelik geweet, dit is nie wat die Here vir my probeer sê in my droom nie. Die Heilige Gees het my herinner dat Rebecca in die Bybel is en dat ek die woord daar moet gaan soek. Na 'n week wat ek eintlik tyd gemors het op Google, het ek die woord, die regte hulpbron gevat. Ek het 'n Bybel-app op my foon gehad en ek het die app oopgemaak en ek het ingetik Rebecca en soek gedruk. En die volgende oomblik, toe kom die skrif uit Romeine op en daar het gestaan, ... en Rebecca was swanger, ... Ek het onmiddellik geweet, ek was swanger, want die Here het dit vir my in 'n droom gegee. Dit was 'n openbaring gewees. Die Here het vir my 'n openbaring gegee dat ek swanger was. Baie van julle ken al ons getuienis oor die trek Kaap toe. Die Here het 'n week voordat ons die Mei-toer gedoen het hy vir my 'n droom gegee waar ek en Pieter in die kar ry en ons was so tussendeur die huise deur en skielik het ek hierdie opgewondenheid in my hart gekry en ek het dadelik vir Pieter gesê, "Haps, ons trek Stellenbosch toe." Hy het na my toe gekyk en gelag en hy het vir my gesê hy weet, maar hy weet nie hoe nie. En daar word ek wakker. Ek het gebid oor die saak en die Here het nou al die afgelope 2,5 jaar vir ons gesê dat hy die plan het dat ons Kaap toe moet trek. Op die toer het ons verskeie bevestigings gekry dat dit nou die tyd was om Kaap toe te trek en daarom het ek geweet my droom was 'n instruksiedroom gewees van die Here. Ek het ook al baie belofte drome gehad. Net om 'n voorbeeld te gee, ek het die een keer gedroom dat ons getuienisse op TV uitgesaai word. En seker so 2 jaar later het die Here die deur oopgemaak dat ons getuienisse op Kruiskyk TV uitgesaai word. Daai droom wat die Here vir my gegee het, was 'n belofte droom gewees wat jare later tot vervulling gekom het. So praat die Here met ons elkeen. My raad wat ek vandag vir elkeen kan gee, is sodra jy gedroom het en jy word wakker, skryf dadelik jou droom neer in elke detail daarvan, want elke dingetjie in jou droom het 'n betekenis. Dan vra jy die Here om jou te help om jou droom te verstaan en die uitleg daarvan te kry. Die Here is tog die een wat die droom vir jou gegee het. Die Here sal nie vir jou iets gee en jou dan nie daarna help nie. Ons moet net leer om hom te vra en hy is altyd getrou om te antwoord. Daar was nog nooit 'n droom wat ek gehad het wat die Here nie vir my die uitleg gegee het nie. Hy was altyd getrou as ek hom gevra het. Dan kan ek ook sê, ons moet kan weet en kan onderskei wanneer ons 'n nagmerrie kry, dat dit uit vrees is. Ek het in my kinderjare baie nagmerries gekry, omdat ek 'n deur van vrees oopgemaak het. Dit het gelei na nagmerries. As ek net van beter geweet het, kon ek vinnig daai nagmerries tot 'n einde gebring het, maar ek was baie onkundig geweest. Vandag as ek 'n nagmerrie kry, vra ek dadelik die Here, wat is die deur wat ek oopgemaak het en dat ek nie in lyn is met sy woord nie. Dan vra ek om vergifnis dat ek daai vrees toegelaat het en ek bid vir die Here se beskerming oor my en ons situasie. Ek hoop dat hierdie boodskap iemand kon help vandag wat gesukkel het om hulle drome en visioene te verstaan. Dit is eintlik net so eenvoudig. Ons kan net die Here vra en hy sal vir ons die uitleg gee. Volgende week gesels ons oor geloof, hoe om dit te verstaan en hoe om dit in jou lewe toe te pas. Ons gesels dan weer. Tot 'n volgende keer. Shalom. Ons WhatsApp nommer is 0711662178. Hallo? Hallo? 0711662178. Vir getuienisse, gaan na ons webtuiste. Na www.diegetuienis.co.za. Moenie uitmis op ons volgende deel nie.